Sê môre mense, wat 'n pragtige oggend is dit nie. Nou ja, mense, vanoggend gaan ek weer aan senuwees raak. En vandag gaan ek weer aan iets raak wat natuurlik weer vir julle gaan kwaad maak. Maar mense, ek gebruik net jou Bybel om jou te verduidelik wie God in ons Bybel is. Nou julle wat my nou nog nie ken nie, my naam is Rocco Viljoen en ek was 'n ex-priester gewees in 'n Christen kerk. En vandag is ek 100% spiritual. Ek glo vir my mense, ek het nooit in my lewe gedink ek sou ooit spiritual raak. Ek het nooit gedink in my lewe ek sou Christianity los nie. Ek het dit gelewe vir 30 jaar van my lewe, elke liewe dag by die kerk. Ek het my Bybel geëet elke dag. Ek het elke dag gebid 5 keer, 10 keer gebid. Elke keer sê moet jy bid vir iemand of vir jouself of vir kinders of vir wiewe. So daar is niks wat julle kan my vertel van Christene, absoluut niks wat julle my kan vertel van die Bybel nie. Daarom sien ek julle val my met die Bybel aan. Kom ek leer vir julle ietsie, dat hierdie ex-priester vir julle ietsie leer. Elke liewe ding wat jy in die Bybel uithaal om my aan te val, staan presies teenoorgestel op 'n ander plek in die Bybel. Die Bybel is geskryf om homself te weerspreek. Daar sit ons meklei onder mekaar, sodat ons nie daar na die scholars toe moet gaan nie. En die scholars, hulle praat net in 'n baie hoër taal, net nie kop of gat uitmaak wat hulle sê nie. Nou stem jy maar saam, kom jy maar eerder weer terug om jou broer te beklei oor 'n Bybelteksie in die Bybel. Dis is hierdie Christene wat glo Jesus is God. Maar dat nie ene voet op te staan nie. Nie een het 'n voet op te staan nie. Maar hulle gaan aan soos pastore en priesters en dink hulle flipping ken die Bybel en Jesus is God. Al staan daar geskrywe en Jesus bid tot God. En al boek wat lees is Johannes. En Johannes is geskrywe 100 jaar na Jesus dood is. Deur geen ooggetuienis nie. Ja, weet jy mens kan baie stupid wees, né? Nou ja, mense, kom ons kom terug. Vanoggend se storieetjie gaan natuurlik weer nie sien wees raak. Maar ek eers vertel, my naam is Rocco Viljoen en ek vertel my storieetjies hoekom ek as 'n Christen priester Christianity gelos het. Hoekom ek weggestap het van Christianity en ek het in my lewe geglo ek sou dit nooit doen nie. Vir 30 jaar het ek kerkie gespeel. Ek het die Bybel geëet. Daar's absoluut niks wat julle my van die Bybel kan vertel nie. Inteendeel, as jy die Bybel mooi gaan lees, gaan jy sien dat hy weerspreek homself die hele tyd. In elk geval mense, vandag is ek 100% spiritual en ek oefen spirituality omdat ek dit gaan ondersoek het. Ek het gedog as ek duiwel aanbid is geloof. Totdat ek besef het dis die purest manier om God te dien. Want in spirituality, onthou altyd ek spirituality light is spirituality donker. In spirituality light beteken dat jy moet altyd goed doen. Jy moet 'n mooi mens wees en jy moet 'n liggie wees en jy moet goed wees vir diere, alle lewe en vir ou mense en jou lig moet skyn die hele tyd. Klink dit nie goddelik nie? Nou ja, dis hoekom ek dit doen. En in spirituality loop 100% wetenskap. Jy kan dit nie verkeerd bewys nie. En Jesus, Joshua, het spirituality beoefen. Hy het nie eendag Christianity beoefen nie. So dis hoekom ek besef het dan spirituality was meer reg. Toe gaan krap ek en sê maar as spirituality 'n rotsvas fondasie het, kom ons gaan ondersoek na Christianity se fondasies, want ek het geglo as 'n priester, hy's onbreekbaar. Glo vir my mense, ek het my gat afgeskrik toe ek Christianity se fondasies gaan ondersoek en vind dat Christianity was op mense afgedwing gewees. Mense is geskop en geslaan en gemartel. Mense is honger gelei. Mense is verkrag in die paaie doodgeslaan. Ag nee mense, dit God van liefde sou ons nie dit doen nie. En daar's nie een scholar, een dominee, een pastoor wat dit kan verkeerd bewys nie. Nie vir 2 jaar nie vir honderde jare. Dit is mos nou 'n klaar donker fondasie daai. Nou ja mense, en dit is hoekom ek my video's maak, om vir julle meer te vertel. En vandag gaan ek weer praat oor God.
En ek weet julle raak vies, as jy raak kom jy val nou vir God aan. Ek val nie vir God aan nie. Die almagtige Vader bestaan. Daarmee stem ek 100% saam. En hy is net 'n bol liefde. Hy is nie wreed en ongevoelig en maak kindertjies dood nie. Totdat ek teruggegaan het in die geskiedenisse, toe vind ek dat ons kerke is alles behalwe die waarheid. Hulle bring 'n stukkie van die waarheid. Jou Bybels is duisende kere oor en oor geskrywe met die hand. Elke liewe Bybel verskil mekaar. En skielik hier kom die kans van Assyrië en hulle besluit wat se boeke ons mag lees en nie mag lees nie. Wie dit donder is hulle? En hulle gaan verander alles so en hulle vat vir Elul en hulle noem vir Elul Yahweh. Elul was 'n demigod. Mense, daar's hier 'n scholar, 'n dominee, 'n pastoor, 'n apostel wat dit verkeerd bewys nie. Nou, as Elul 'n demigod is, is nie regtig 'n God nie. En as jy die woordjie God gaan ondersoek, is dit 'n titel. Dis nie 'n naam nie. Julle wat so sê, moenie die woord God gebruik, jy kan nie God se naam uit. Bo man, dis 'n titel, mense. En dan die laaste ding is, as dit 'n waaragtige God is daar in die Bybel, wat liefde is, want die Bybel sê tog, hy is liefde, lankmoedig, verdraagsaam, raak nie kwaad nie, is nie opgeblaas nie. Hoekom lees jy nie dit in die res van die Bybel nie? Hy maak babietjies dood. Come on, mense. Hy maak kinders dood. En vanoggend gaan ek julle nog 'n storieetjie vertel hoe onhartloos, ongevoelig die God van die Bybel was, totdat jy gaan ondersoek en jy vind dat die God Yahweh is 'n demigod en nie die waaragtige Vader nie. Nou ja, julle weet, elke mens het sy familie wat hy oppas. My familie, ek is regtig lief vir hulle. My vriende, wat ek binnekring, ek is regtig, ek gee om van ek is lief vir hulle. En so het God ook sy volk Israel lief gehad. Is ek reg? Ja, mense, as jy lief is vir jou familie of jou vriendekring of daai groep mense wat omgee vir jou. Soos wat julle Christene kerk is, ons lief vir Christene, ons lief vir mekaar. Hulle glo mos net hulle gaan hemel toe. Nou imagine nou dat hierdie God wat lief is vir sy eie volk teen sy eie volk draai. Is dit dan 'n God van liefde wat dit sal doen? En dis die moeilikste deel van die Bybel wat min mense oor praat. Is dit 'n oordeel of is dit iets wat ons nie wil sien nie? Want niemand praat daaroor nie. En vandag wil ek nie met julle beklei nie, mense. Ek wil julle nie aanval nie. Maar ek wil net eerlik vir julle wys wat in julle Bybel staan. En dan sê julle vir my, lyk dit vir een oomblik na 'n God van liefde. Want baie mense sê God is liefde, God beskerm sy volk. En julle mense, natuurlik klink dit reg dat God sy volk moet beskerm. Nou gelees ons daar in 2 Samuel 24 vers 15, waar koning Dawid, die man wat as 'n man naby aan God se hart beskryf word, 'n besluit maak. Hy besluit, hy wil die volk tel, so hy gaan 'n sensus doen. Dis al. En toe raak God kwaad. Kyk, hy strip sy moer totaal heel en al omdat Samuel 'n sensus doen. Hy mag nie die volk tel nie. En weet jy, mense sou dink dat hierdie God moet net kwaad word vir Dawid. Hy moet net vir hom kwaad word. Maar God raak kwaad vir elke liewe mens in Israel. Hy is woedend. En God jaag 'n plaag in daar is in Israel in. En hy maak 70.000 mense dood. Sy eie mense, vrouens, kinders, babas, mamas, ooms, tannies, die hele blerrie spul. Dit was nie 70.000 vyande nie. Dit was nie 'n oorlog nie. Dit is net God wat sy moer gestrip het
omdat daar mense getel word. Klink dit nou 'n God van liefde, lankmoedig, verdraagsaam en ook nie kwaad nie, is hy opgeblaas nie? Nee, nie vir een oomblik nie, mense. Nou, hoe het dit gekom dat ons almal so met ons koppe in die boks loop? Laat ons die een vir God ondersoek ons Bybel nie. Ek deur julle, ondersoek vir God. Dan gaan julle sien, is alles behalwe liefde. Julle weet wat die ergste is? Die enigste boeke wat vir ons sê dat God is liefde, kom in die Nuwe Testament, geskrywe deur geen ooggetuienisse nie, geskrywe dekades en eeue nadat Jesus dood is. Toe kom geen ooggetuienis skryf, o God is liefde. God is liefde, en dit is al wat jou dominee en jou pastoor vir jou lees. Maar die res van die Bybel waar hy doodmaak, moord, is okay in julle oë. En mag nie gelees word deur die priesters en hulle vertel nie vir julle. Dis hoekom hulle julle vooraf vertel wat se Bybelteks ons gaan lees vandag. Want hulle is so bang julle lees dit en begin vra wat hulle nie kan antwoord nie. Dit sal duisende mense, 70,000 mense, God se eie mense doodmaak. Net omdat hulle getel word. Ja, dit is mos nie liefde nie, mense. En party mense gaan op en sê, ja maar Rocco, dit was 'n oordeel. Ander gaan weer sê, nee, ja Rocco, is God se wil. Nou dan moet ons onsself vra, hoe werk geregtigheid hierso? Hoekom moet almal gestraf word as een man 'n fout gemaak het? Nou ja mense, kou in daai ene. En vertel vir my, hoekom ek verkeerd is. Mense sê het my, Rocco, jy gaan geoordeel word. Ag nee mense, moet jy in ons glo nie. Jou Bybel sê, hy wat in Christus is, sal nie geoordeel word nie. Nou ja, waar is Christus? Christus is binne in my, en is binne in jou, en is binne almal. En as jy in Christus is, maar in hoe jy begin Christus lewe, dan kan jy nie geoordeel word nie. So, waarvoor wag julle vir 'n oordeel? Ook weer net woorde wat nie Nuwe Testament skielik in die lig uitgeval het. En die mense, dis my storie vir vandag. Mag julle 'n pragtige dag hê. En ek waardeer julle boodskappe. Mense, ek wil sê die meeste 90% van die mense wat my praat is positief en stem saam my. Hierdie 10% mense wat my aanval is mense wat glad nie hulle Bybel lees nie, glad nie hulle Bybel ken nie. In elk geval, pragtige dag vir julle. Bye bye.